Want ek kan verstaan, is beter, jy weet, om net vir iemand in die straat te sê, jong, ek sien jy's 'n sondaar, jy moet jou bekeer, ons gaan jy hel toe. Dit beteken eintlik vir hom niks nie, hoor. En dan vra hy vir jou, waar is die hel? Is daar 'n hemel? Is daar 'n hel? Ek glo nie daar's 'n hemel nie. Daar's baie mense wat sê glo nie eens in God nie. En is baie belangrik dat mens die saak van die evangelie kan reg verstaan. En as ons dit regtig kan verstaan en dit kan uitleef, dit is nie moeilik om te verstaan nie, maar dit is net, ek wil vanmôre waag om te sê dat vir baie jare het die kerk net verkondig, jy moet jou bekeer, jy laat doop, dan sal jy gered word. En dit is nie verkeerd nie, dit is die waarheid. Maar dat mense nie kan verstaan, hoekom moet hulle dit doen nie? Dat doen hulle dit slaafs, in gehoorsaamheid aan die prediker wat het vir hom gesê het, en die hoop dat hy sal gered word. En weet jy, 'n groot persentasie van die mense vandag is nie seker of hulle gered is nie. En vanaand voor jy gaan slaap, dan gou 'n bietjie bid, sê, o Here, as ek dalk iets vandag verkeerd gedoen het, vergewe my, ek wil nie vandag sterwe in die hel toe gaan nie. Dit gaan nie so maklik hemel toe en hel toe, dit so net oorskakel net so nie. Jy weet, nou sê die woord van die Here, en daar het ek vir 'n skrifgie gesit daar, dat God is 'n jaloerse God. En hy wil nie hê dat ons enige iemand anders moet aanbid as vir hom nie. En dit het gemaak dat God die aanbidding wat hy vir die mense gekry het, sou kry, wou terugbring, wou terugkry. God wil nie hê dat ons die duiwel moet aanbid nie. Want weet jy dat die hoogste vorm van aanbidding is om gehoorsaam te wees aan die Here. Dit is nie die paar koortjie wat jy sing in die kerk, en sê, ek is vanmôre lekker koortjie sing en lekker gaan bid. Die koortjie bietjie stadiger sing, dan sing hulle vinnig eers as lofprysing, dan sing hulle 'n bietjie stadiger sê, dan sing ons in aanbidding. Dis eintlik onsin, hoor. Dat kan ek maar reguit vir jou sê. Dis nou eintlik, as jy 'n koortjie stadiger sing, dan word hy aanbidding. As jy vinniger sing, dan sê lofprysing. Dis eintlik onsin. Maar die ware aanbidding is om gehoorsaam te wees aan die Here. En gehoorsaamheid aan die Here beteken, jy moet nie meer gehoorsaam wees aan die duiwel nie. Daar is nie 'n plek op aarde in 'n kerk waar ons regtig sê, ons aanbid nou die Here nie. Want ek wil vandag vir u waag om te sê, en ek weet, ek sê groot goed vandag, en baie mense gaan my seker kwaadlik neem, wat op die Facebook gaan kyk, en op die YouTube agterna gaan kyk. Gaan my sê eerlikheid, Pastoor Kai, maar jy het nou baie goed wat jy nou anders wil vandag verstel. Ek wil net vir sê vir die begin, evangelie van Jesus Christus bly dieselfde. Jesus bly die redder, daar is nie 'n ander evangelie. Ek wil nie die evangelie verander nie. Ek wil net vir u 'n paar dinge oopmaak, afskilder. Wat het gebeur, wat het gemaak dat hierdie Jesus moes kom? As ons dit kan verstaan, want weet jy wat God se woord sê daar in Johannes 4? Daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Vers 24. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Ek wil herhaal wat ek gesê het. Die hoogste vorm van aanbidding is gehoorsaamheid aan die Here. En dis waar die grootste probleem lê vandag se wêreld en die kerkewêreld. Mense is nie meer regtig ernstig om die Here te aanbid nie. Want daar dinge gebeur wat gemaak het dat mense van God af weggetrek is. En weggetrek van God af in ongehoorsaamheid in. Ongehoorsaamheid is die teenoorgestelde van aanbidding, dit is wat dit is. Nou,
Baie mense sal sê, daai ou is lief vir sy vrou, hy aanbid die grond waar sy oploop. Ek verstaan wat hulle probeer sê, dis 'n bewondering vir die vrou, en baie vrouens bewonder hulle mans ook so. Ek hoop al my vrou bewonder my ook so, partykeer wonder ek of dit regtig so, ek so bewonderingswaardig is. Halleluja. Maar bewondering is eintlik aanbidding, en gehoorsaamheid is die hoogste vorm van aanbidding. Jy weet jy, in Matteus 7:22 staan daar 'n skrifgie, wat die Here, die mense sê, en daardie skrif sê, en daardie dag sal vir die Here sê, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, ons het siekes gesond gemaak, en die Here gaan sê, ek ken jou nie waar jy vandaan is nie. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Ek wil waag om te sê, God ken jou deur jou gehoorsaamheid. Nou met die paar dinge wat ek nou gesê het in gedagte, kan ons 'n bietjie verder gaan. En kyk, wat het gebeur dat hierdie verhouding tussen mens en God beskadig is en verbreek is? Want let's face it, verskoon die Engelse inspraak. Daar het 'n geweldige breuk gekom tussen die mensdom en God. En ons kan dit nie wegpraat nie, ons kan dit nie wegredeneer nie, dit is so. Die groter meerderheid van mense op die aarde aanbid nie regtig meer die Here nie. Aanbid baie ander soort van goede, baie leerstellings. Kerke aanbid baie keer hulle leerstelling meer as die Here. Hulle verdedig hulle leerstelling met bloed, om te bewys, hulle leerstelling is reg. Maar om dit te doen, beteken niks vir die Here nie. God word nie aanbid deur 'n leerstelling nie. Jy kan in enige plek instap om kerk toe te gaan. En almal is daar ooreen, dit gaan oor Jesus, ja. Maar weet jy, in hoeveel plekke gaan dit nie regtig oor die Here nie, maar oor geld, aansien en eer, en sê, ek het 'n groter kerk as jy, ek het 'n groot kerk gebou, ek het soveel duisende mense in my gemeente. Ek sien nou daar in Amerika, daai groot gemeente is nou besig om totaal in mekaar in te stort. Ek weet nie of jy opgemerk het op die, kyk op die YouTubes, kan jy gaan kyk, hoe die groot kerke, groot manne, Joe Osteen, en daai manne, ja, wat hulle goed in mekaar geval het, en tydens gearresteer, tronk toe, verskriklik. Maar voor dit gebeur het, was dit die heilige plek, hulle was in daai ou se kerk gewees. Dit het niks met die Here te doen nie, hoor. Kom ek lees vir u die skrif hierso. In Genesis 1, nou moet jy mooi luister. Jy kan maar daar lees as jy wil. Ek is nie meer gewoond om so 'n aanbieding te maak nie, so verdra my, ek is nie meer gewoond aan dit nie. En God het gesê, dat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, en die vee oor die hele aarde, oor al die diere wat oor die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en die diere wat op die aarde kruip. Ek wil net, miskien net so ietsie insê hierso, wat nou nie regtig so van belang is vir die aanbieding nie. Maar God het eintlik die man en vrou gemaak met die gedagte, ons moet kan meer word nie. Ek weet nie of 'n man en 'n man dit kan regkry nie. En 'n vrou dit kan regkry nie. As hulle kan regkry, moet hulle dit vir ons vertel hoe hulle dit reg gekry het. Maar dit was God se plan. Hy het die mens aangestel om te beheer en te heers oor die aarde. Die mens is die enigste werklike intellektuele wese wat kan heerskappy uitvoer oor als op die aarde. Onder andere ook oor diere. En ek wil vanmôre waag om iets te sê, as iemand op die televisie dalk my kyk. As iemand nie
lief is vir diere nie. Is teen God se aanvanklike wil. Ek is nie lief daarvoor om 'n hondjie op my skoot te sit nie. Ander mense is lief daarvoor. Ek is ook nie lief om 'n hondjie saam met die bed te slaap nie. Ander mense is lief daarvoor, is hulle goeie reg. Maar om 'n hond te skop en om 'n hond sommer dood te skiet, as jy kwaad geword het, gee die hond gif in, is heeltemal teenstrydig met God se wil. Dis 'n sonde, hoor, ek nou vir jou sê. Dat ek nou vandag maar intree vir die arme honde, want hulle kry swaar. Maar mense, God het die mens aangestel om te heers oor die aarde. En weet jy wat? Daardie heerskappy het ons verloor, ongelukkig. Omdat ons verlei was deur die vyand. Sal daarby kom. Maar nou wil ek nog 'n groot stelling maak wat u dalk nog nooit in jou lewe gehoor het nie. En ek wil dit ernstig onderstreep. Is dat God het die mense gemaak. En die gemaak aan die onderkant gaan jy sien. So ernstig. Hy het Chinese gemaak. Hy het Japaneese gemaak, hy het Indiërs gemaak, hy het blankes gemaak, swart volke gemaak, bruin mense gemaak. Want as Adam die eerste mens was, wanneer het hulle oë so geword? Wanneer het hulle Japaneese geword? Wanneer het hulle Indiërs geword? Ons praat gister oor iemand oor die Indiërs, en ek gaan dit nie nou weer 'n keer sê nie, want dit is nie baie mooi gewees nie. Maar jy moet maar stop as jy daar by hulle winkel instap, hoor, maar wakker wees. En weet jy, elke volk het 'n karakter, het iets in hom. En ek wil weer ietsie sê, en ek het al baie gesê, en baie mense stem nie met my saam nie, maar ek sê vir jou, alle honde is honde. Alle mense is mense. Maar jy kan nie van 'n Fox-terrier 'n bulldog maak nie. Want sy innerlike wese van 'n bulldog is anders as 'n Fox-terrier. Jy kan nie van 'n Chinees 'n swarte maak nie. Hulle kan by mekaar bly, hulle kan by mekaar trou, hulle kan 20 jaar getroud wees. Hy Chinees het sy eienskap sal dieselfde bly, sal nooit verander nie. Hy swart man sal nooit verander nie. Sal nie. En ek maak nie een beter as die ander nie, ek probeer nou nie rasisme hier so uitverkondig nie, want dit is nou nog nie drank ook. Maar dit is net so, ons moet net erken, daar is verskillende innerlike ingebouwde goed wat God in elke ras ingebouw het. En ons moet daarmee kan saamleef. As jy daar nie mee kan saamleef nie, dan moet jy vir jou ergens in Belfast 'n plek gekry, want die baie mense wil daar bly, dit is te koud in die winter. Maar God het al die mense gemaak. En ek eer die Here vir dit, dat hy dit gedoen het, soos ek nou ook sê, so die Here die diere gemaak het, die diere verskil van mekaar, maar hy het ons opdrag gegee, in Genesis 1, om te gaan heers oor die diere. Weet jy, daar is wetenskaplikes besig vandag, in verskeie lande, verskeie plekke, wat hulle navorsing doen oor diere, en miljoene dollars en miljoene rande spandeer, om die diere te kan versorg, en kos te kan gee, en dis reg, dis mooi, dis God se woord. Baie van hulle dien nie eers die Here nie, maar hulle voer daai opdrag uit, want dit is 'n opdrag van die Here. Nou wil ek net vir u sê, die goed wat God gedoen het, die mense wat hy gemaak het, die grootste lof wat God uit die mens kan kry, is wanneer die mens aan hom gehoorsaam word. Gehoorsaamheid. God het ook ander wesens geskep. Daar is die engele, en daar kan ons 'n paar van die wesens opnoem onder die engele groep van die bestaan. En ek sien in Esegiel 28,
het die Here met 'n Gerub gepraat. Hy sê, jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou hier word beslis gepraat van die duiwel, jy kan maar 'n bietjie Esegiel 28 gaan lees. Dat God het engele wesens gemaak, en die engele was, na my mening, die wesens wat tussen die mens en God was. God het met die mens gepraat, die engele, en die engele het met God se boodskap oorgedra aan die mense. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n paar plekke waar daar van die engele gepraat word, en dan kan jy sien dat dit werklik so is. Maar weet jy dat Lucifer, die duiwel, was 'n Gerub, en hy praat van hom daar in Esegiel 28. Daai Gerub, wat tot 'n val gekom het daar, was 'n hoog aangeskrewe Gerub met baie hoë gesag, met 'n baie hoë posisie in die geesteswêreld. Soveel so, dat hy homself gelyk geag het aan God. Hy het homself, hy sê ook daar in Esegiel 28 en in Jesaja 14, sê hy baie duidelik, dat hy het hom gelyk gestel aan God. Nou, om jou gelyk te stel aan God is een ding, maar hy het 'n besluit, hy wil die mens moet hom aanbid, hy wil homself bokant God stel, hy wil hê die mense moet hom aanbid. En dit het gemaak, dat God hom tot 'n val gebring het. As gevolg van daardie hoogmoed van Lucifer, het hy tot 'n val gekom, en die woord van die Here sê, dat hy het op die aarde geval. Net om vir u te verduidelik, van nog engele daar verskyn, 'n engel aan Daniël. Daniël het 21 dae gevas, oor 'n spesifieke saak. En op 'n dag, by 21ste dag, verskyn daar 'n engel aan hom. En die engel sê vir hom, Daniël, vanaf die eerste dag wat jy gebid het, jy begin het ek jou gekom om jou 'n boodskap oor te dra. En daardie boodskap kon ek nie bring nie, want daar was 'n vors van die Perse, wat my teëgestaan. Nou kan jy al klaar vir jouself sê, as die engel van God af was met 'n boodskap, en daar's 'n vors, moet 'n geestelike wese wees, want 'n vleeslike mens kan nie 'n engel weerstaan nie. Dit moet 'n geestelike wese wees, wat die engel van God weerstaan, so hy moet van die duiwel se kant afkom. So hy moet alreeds, die duiwel moet alreeds daar gevalle gewees het, om 'n vors in Persië te kon hê. Is eienaardig dat die oorlog daar in die Midde-Ooste is rondom Persië. Dis die woonplek van die Satan gewees. Die Perse, as 'n vors. En die engel sê vir Daniël, hy sê, as die vors van Israel my nou kom help het nie, sou ek nie die boodskap aan jou kon oordra nie. Maar nou as ek nou klaar is hier, moet ek teruggaan om daardie vors van die Perse te gaan veg, en daarna gaan ek na die vors van Griekeland toe. En dit het my laat besef, dat daar's baie vorste reg oor die aarde. Elke land, dalk 'n vors, elke groot stad het dalk 'n vors, elke provinsie het dalk 'n vors, ek weet nie, ek kan ongelukkig nog nie mooi so goed sien, dat ek hulle kan raak sien nie, maar hulle is daar. Maar baie van die vorste is nie meer onderdanig aan God nie, onderdanig aan die duiwel. Want toe die Here vir Lucifer, sê nie, sy naam is nou nie in die Bybel geskryf nie. Nêrens in die Bybel kry jy die naam van Lucifer nie. Maar toe die Gerub tot 'n val kom op die aarde, omdat hy homself gelykgestel aan God, het hy sy krag verloor, sy gesag verloor. En het vorste en engele saam met hom gevat in rebellie teenoor God die Almagtige, en hulle het sy aanhangers geword. En ek wil vandag nog iets hier waag om te sê, jy moet nou maar mooi luister, dat die duiwel het homself geen krag nie. Hy het die mens nodig vir die krag wat God in die mens belê het. Hy steel daai krag by jou,
die woord van God sê die dief kom te steel en te slag en te verwoes, Johannes 10 vers 10. Hy kom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Dis Jesus wat daar praat, nee. So die duiwel kom en hy steel krag by jou. Hoe gaan hy dit kry? Deur jou gehoorsaam te maak aan sy bevele en sy opdragte. En mense, dis baie moeilik vir my om hierdie manier die goed aan te bied. Ek gaan te ver vooruit hierso, dan kan ek kan nie by die versies bly nie. Ek is nie gewoond om van notas af te werk nie. Ek praat maar altyd sonder notas. Maar mense, das in die geesteswêreld baie gerubs, baie vorste, baie engele wesens wat saam met die Satan tot 'n val gekom het en dit het gemaak dat die hele menswees het agter hulle aangesleep, want hy het vreemde godsdienste aan hulle kom voorhou. Hy het hulle gemaak om beelde te bou. Jy weet, as jy maar net dink die volk van die Here uit Egipte uitkom, toe Moses bietjie lank op die berg bly, toe bou hulle sommer 'n goue kalf, maar aanbid hom, bou vir hulle afgod, vinnig, gelei deur die vyand. Want die innerlike wese van 'n mens weet, daar is 'n God. Almal weet, daar is 'n God, daar's in jou ingebou, dis in die mens ingebou, soos die karakters in die honde ingebou is, soos dit in die mens ingebou. Daar's 'n wese bokant die mens, ons besef dit almal. En die vyand het die vyand gekom, en die mense kom verlei met afgode, en die afgode te aanbid, en God was nie meer aanbid nie, daar was nie meer eer vir die Here in dit nie, want mense het nou die duiwel gehoorsaam geword. Hier in Jesaja 14, vers 12 tot 14, sê die woord van die Here, want hy praat met die duiwel. Hoe het jy die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel aan die Allerhoogste. Toe dit gebeur, toe stuur God hom van die gode berg af. Maar toe hy val op die aarde, het daar baie engele saam met hom geval. En dis die toestand waarin die wêreld vandag sit. En omdat God lief was vir die mense, en God sy aanbidding wil hê, want uiteraard, God het die mens gemaak. Dis niks verkeerd van God om te verwag, ons moet hom aanbid nie. Hy het ons geskep. Nie die duiwel nie. God wil nie hê dat ons die duiwels aanbid nie. God wil hê ons moet hom aanbid. En dis wat die woord van die Here sê, in Romeine, in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan kry, om weg te kom onder die slawerny van die vyand uit. Nou hoor bietjie wat sê die woord ook hier in Romeine 6:23. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onze Here. Dit is waarom daar 'n verlosser moes kom. En weet jy, om daardie verlosser te kon kry, dit is die grootste probleem. En die grootste werk wat God moes doen, om ons te kan kry, om hom weer te aanbid, omdat hy God is. En dis waar die saligheidsplan van God begin het. Net om bietjie terug te gaan oor wat ek gesê het, en net bietjie hersien. Aanvanklik het die mense aan God aanbid. Alles, die hele aarde, al die Chinese, Japanese, Swartes, Afrikaners, daar was die Afrikaners nie. Ekskuus, ons het nie Afrikaners gehad daai tyd nie. Ons het maar 'n jong volkie, 100 jaar. Maar al die volke het God aanbid, maar die hoogmoed van Lucifer, die Satan, het gemaak dat God van die berg afstoot, val op die aarde, hy verlei al die mense agterop aan met afgodediens, met verslawing, met plesier, met geldgierigheid, met afguns, met jaloesie, al die goed wat die Satan die mense mee gegryp het en gebind het en aan hom gehoorsaam gemaak het, weggetrek van God af. Daar was niemand meer oor nie. Ek dink die laaste een, as jy die oudste boek in die Bybel gaan lees, die boek van Job, gaan jy sien,
O Job is in 'n toestand. Die mense sê van man, vervloek God en sterf. Want so het het sleg met hom gegaan. In Job, die 2de hoofstuk, 3de vers, sê die woord van God, en die seuns van God het voor God verskyn, en die duiwel was onder hulle. Hy was aanvanklik een van die seuns van God. Hy het geweet op watter dag en datum en tyd verskyn die seuns van God voor God die Vader. Hy het gegaan om te gaan verskyn. En die Here vra vir hom, ja, en waar kom jy vandaan? Hy sê, nee, ek het oor die aarde gegaan en gesien, al die goed beskou. Hy sê, en die Here sê, hy het jy gelet op my knegt Job, want Job was van die enigste mense oorgewees wat nog God erken het en gedien het. En die Here sê, jy kan hom gaan doen wat jy met hom wil, hy sal nie vir jou luister nie. O, Job het nie eens geweet daar's 'n duiwel nie. Toe al die goed met hom gebeur, sy huis weggewaai was en sy lande gebrand is en sy mense sterwe. Hy het nie eens geweet, hy het nooit een oomblik die eer aan die duiwel gegee nie. Hy het nie eens geweet van die duiwel nie. Hy het net gesê, die Here is in beheer, ek aanbid hom, ek sal hom bly aanbid. En dis vir ons 'n voorbeeld, daar ons so kan by daai plek kan kom. Maar mense, toe kom die saligheidsplan van God. God moes 'n plan maak om ons te kan red uit hierdie mag van die sonde uit. En God het besluit, ek wil 'n volk skep wat nie 'n volk was nie. Want die eerste volke wat God geskep het, het hy met sy mond, met sy woord geskep. Johannes 1 sê, die begin was die woord was goud en die woord was by God. En 14de vers, die woord het vlees geword, onder ons kom wandel. Dit is so van Jesus wat hy praat. God het al die mense geskep met sy woord. Maar as jy gaan kyk in Genesis 2 vers 7, daar staan, die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en sy neus die asem van lewe geblaas, sodat die mens 'n lewende siel geword. Adam was nie geskep deur die woord van God soos die res van die mense nie. Hy was met God se hande geformeer uit stof uit. Adam was nie dieselfde onder dieselfde heerskappy van die engele geplaas as die res van die wêreld nie. God het 'n volk kom skep wat nie onder die aanvanklike heerskappy van die engele wesens en daardie milieu geskep is nie. God het 'n volk kom maak wat totaal vreemd was en weg was van al die ander volke, nooit onder dieselfde heerskappy geval het nie. Die engele het nie heerskappy oor hulle gehad soos wat die aanvanklike mens gehad het nie. Die duiwel het nie eers heerskappy oor hulle gehad soos die aanvanklike mense nie. Want is 'n volk wat gemaak was spesiaal met 'n doel. Nou moet ek so 'n bietjie buitekant die notas gaan en maar verdra. As jy gaan kyk in Lukas die 3de hoofstuk, dink dit kan jy dan nog seker daar so sien. In Lukas die 3de hoofstuk, jy kan dit gaan lees, is die geslagsregister van Jesus Christus. En hy begin by Adam, die seun van God. Al die groot name is daar van Israel. David is daar, Isak is daar, Jakob is daar. Al die groot godsmanne se name, die stamvader van Israel, word daarin genoem. Almal kom van Adam af. Die hele Israel is die nageslag van Adam. Net so moet terloops so ietsie sê wat ek nou aangesit en dink het. Toe die Here vir Eva maak uit die ribbebeen van Adam, weer 'n keer nie met 'n woord nie, het sy ribbebeen gevat en 'n mens gemaak met sy hande, 'n vrou gemaak. Is toevallig dat die Here nou 'n man en 'n vrou maak. Nou sê die Here, van die boom van goed en kwaad mag julle nie eet nie. Ons dink altyd net aan die kwaad van die boom. Ons dink nie aan die goed, daar's goed ook in die boom gewees. En die fout wat Adam gemaak het, toe sy vrou vir hom die vrug gee om te eet, en die Here vir hom sê, hoekom het jy daarvan geëet? Hy het nie gesê, Here vergewe my asseblief nie. Hy sê, Here, as die vrou wat u my gegee het, is nie my skuld, dis u skuld, dis my vrou se skuld. As jy jou sonde bely, as jy fout gemaak het, moenie aanhou die skuld gee nie, hoor. Bely jou sonde. Daai fout wat Adam gemaak het gemaak dat die volk Israel vir baie jare lank swaar gestraf was en swaar geloop het vir jare, vir baie jare. As gevolg van Adam wat nie sy sonde en sy fout bely nie. Dis 'n lesie, dis 'n aparte lesie. Maar weet jy, hierdie volk wat die Here geskep het, God het hulle gedra. Hy het hulle afgesonder in Egipte land,
om hulle daar 'n volk te laat uitbrei. Nou, die woord sê toe hulle uitstap, daar was daar 600.000 mans. Vroue en kinders uitgesluit. As mens so vry die ouete vrou gehad en 3 kinders, dan kon ons minimum so 3 miljoen van hulle gewees het. Nou kan jy jou indink, dat God 'n volk uit 'n land uitvat, met groot wonders en tekens, die see wat oopgekloof word, en al die goede wat daarmee saamgaan, jy ken al die wonderwerke, ek glo, jy ken dit van skooltyd af al die goed geleer, as jy dit nie in die kerk gehoor het nie. Vir 40 jaar na hulle uitgelei was uit Egipte uit, in die woestyn gaan loop, elke dag brood en vleis, manna en kwartels, vir 40 jaar. En het hulle water gegee in die woestyn, 'n rots gekloof, dat hulle kan water kry. Al daardie werk wat God gedoen het, om daardie volk te bring, tot by 'n punt, waar daar Jesus gebore kon word. As 'n mens hierdie waarhede net so 'n bietjie aanskou, en na kyk, dan kom jy agter, die rede waarom mense nie die Here dien nie, is hulle weet nie hierdie goed wat ek vanmôre vir u sê nie, hoor. Hulle besef nie die agtergrond, wat het gemaak dat God sy seun Jesus moes stuur nie. Hulle kon nie verstaan. Mense weet dit nie, omdat hulle nie lees nie. En die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Mense gaan verlore vandag, omdat hulle die waarheid, die agtergrond nie ken, hoekom moes daar 'n verlosser kom nie? Nou ja, ek is nou lank al nie meer by hierdie notas nie, so ek gaan my bes doen om weer terug te keer, tot daar, ek probeer my bes, hoor, ek wil dan by 'n punt uitkom. Mense, die Here het 'n behaag in liefde vir die mens. En God het 'n verlosser gestuur. God het 'n plan gemaak. God het 'n volk geskep, sodat uit daardie volk uit 'n rein persoon kon wees, wat God sy woord, die saad kon maak om 'n vrou swanger te maak. Nou hoor wat sê die woord van die Here daar in Levitikus 16. Dit wil vir julle 'n ewige insetting wees in die 7de maand, op die 10de van die maand, moet julle in verootmoediging en geen werk doen nie, die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle woon. Daardie dag, die 10de van die 7de maand, moes die hoëpriester eers 'n bulslag vir sy eie sonde. Dan moes hy 2 bokke vat, ramme vat. En die een het hy die hand opgelê en die volk se sonde op daardie bok afgelê en die volk daai bok in die woestyn ingestuur in Azazel in. Maar die ander een het hy geslag. En daardie bloed van daardie bok, het hy 7 druppels op die versoendeksel gedrup, en 7 druppels voor die ark op die grond. En daardie oomblik, as daardie versoendruppels daar val, het God die hele volk gereinig van al hulle onreinheid. Net so. God kon dit nie met die res van die mense doen nie, want hierdie volk was uitgesluit uit die aanvanklike skepingswaarhede uit. Maar hy het 'n weg vir hulle gemaak, om seker te maak, hierdie volk gaan rein bly. En God het uit sy pad uitgegaan, om die mense, die bloedlyn van Adam skoon te hou. Iets wat nou nie by nood afstaan nie, wat ek net vir u wil noem. Die ark van Noag. As al die diere van die aarde in daardie ark moes inkom, kan jy miskien vir my sê, hoe dink u, het Noag dit reg gekry om die kangoeroe van Australië in die ark te sit? En as hy dit reg gekry het, hoe het hy dit reg gekry om die kangoeroe weer uit die ark uit te kry en weer terug te gaan sit in Australië? Daar was net 8 mense dan oor, as die hele aarde nou vergaan het. Wat ek vir u sê, dis wat ek sê, jy hoef nie met my saam te stem nie, jy mag met my stry. Dat God het die hele Mesopotamië, soos wat het in die Kaap nou gaan, met reën, laat verdrink en verwoes,
Want die volk van die Here het hulle verbaster met die ander volk wat daar gewoon het. Die bloedlyn van Adam se nageslag was in gedrang. Net Noag se bloedlyn was nog eg, met sy 2 seuns. En hulle 2 vrouens uiteraard het nie die bloedlyn probleem nie, maar die manne dra die bloedlyn oor. God moes daardie volke uitroei, totaal verwoes, dat net Adam, en nie Adam nie, Noag en sy 2 seuns, met hulle vrouens en Noag se vrou uiteraard saam met hom, die bloedlyn van Adam kon voortplant, dat die bloedlyn kon skoon bly. Want uit daardie bloedlyn uit, moes Jesus Christus gebore word. Dis waarvoor die volk van God daar was, om uiteindelik te kom by die plek, wat Jesus gebore kan word, as die verlosser. Mense, kan ek maar net praat? Ek is nou ernstig oor hierdie goeders, nou kan ek nie by die nooddakies bly nie. Mense, as ons hierdie dinge kan verstaan, en kan verstaan, wat se weg God moes baan, wat 'n pad God moes doen met 'n volk, sodat uit daai volk uit een persoon gebore kon word, sonder die saad van 'n man. Dat die woord van God, die saad in daardie moederskoot was. God kon nie een van die ander volke dit gebruik nie, want almal was onrein, daar was nie 'n manier om hulle rein te kry, so rein te kry, dat een kan sterf vir die ander een se sondes nie. Want as ek vandag vir my sonde moet sterf, as ek vir u sonde moet sterf, ek kan nie, ek sal net vir my eie sonde kan sterf, ek kan nie vir jou sonde sterf nie. So God moes iemand skep, uit 'n volk gebore, wat gerein gehou was deur die Here, elke jaar 10de van die 7de maand, en die volk gereinig, en uiteindelik, na Noag, sy nageslag, jy gaan kyk maar in die woord van die Here, sy nageslag, en die nageslag van Jesus Christus in Lukas 3, dieselfde mense, jy mag gaan kyk hoor. Dat die mense kan verstaan, waarom Jesus gekom het, sodat elkeen wat daardie Jesus aan sou neem, en hy kom, en hy word gedoop, daar in die Jordaan deur Johannes die Doper. Hy sê vir Johannes, jy my doop. Johannes sê nee, ek het nodig dat u my doop. Hy sê nee, doop my, dat al die geregtigheid, want so sal alle geregtigheid vervul word. En toe uit die water ook kom die Gees, soos dit hy op en neer, en as 'n stem sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Dis die een, dis waaroor die hele volk Israel gegaan het, dis waaroor al die goed gegaan het deur die jare in die woestyn, en al die probleme wat daar was, dit was nie net die kwartels en die brood en die manna nie, dit was baie ander goed wat hulle ook moes deurgaan, siektes en pestsiektes, en goed wat hulle van moes deurgaan, om net die volk skoon te kan hou, dat hulle kan rein, dat daai bloedlyn kan skoon bly. Wat 'n geweldige werk wat God moes doen daar, met 'n volk wat hy geskep het. Sodat uit daai volk uit 'n Jesus gebore kon word. En daardie Jesus moes vir ons kom sterwe, want hy was rein genoeg. Hy het nie sonde gehad nie. Die woord van die Here sê, hy was 'n mens net soos ons, maar sonder sonde. Hy kon vir ons sonde sterf. Hy het nie nodig gehad om sy eie sonde te sterf, want hy het nie sonde gehad nie. Hy het nie bloedlynvloek op hom gehad van 'n pa, van 'n aardse pa nie. Want u mense besef nie, hoeveel bloedlynvloeke is daar van 'n pa af, op sy kinders, as die pa betrokke was by satanisme, of afgode aanbiddery, en sondige goed, daar die goed in die bloed van die pa, die saad is in die bloed, en daai saad wat in die kind is, wat gebore word, dra daai bloedlynvloek oor, en baie van die mense sit met daai bloedlynvloeke vandag. Jy kan met hom niks maak nie, hy is so wild as wie jy kan kry. Net die Here van die leerskare kan hom reinig en heilig en skoonmaak. Dis al. Daar's nie 'n ander manier nie. Mense, as ons dit goed kan verstaan, as die wêreld dit kan verstaan, dis die rede waarom ek probeer om die opname te maak. Nie omdat ek is so slimmer as die ander mense nie, maar dat mense kan verstaan, God het 'n pad gemaak om jou gered te kan kry. God het 'n pad gemaak dat daar 'n saligmaker gebore kan word. Een wat rein genoeg was, en rein was, totaal rein was, om vir my sonde te sterwe, sodat elkeen wat hom aanneem, ek aanvaar hierdie rein offer van God. Ek aanvaar het vir my gesterwe, dat hy my kan reinig van my sonde. Sy bloed, wat hy gestort het, kan my reinig van my sonde. En hy maak my skoon.
Dis die enigste wyse hoe 'n mens kan skoonkom van die ongeregtigheid en vry kan kom van die magte en die insette van die Satan. En dis die geveg waaroor dit gaan. Die duiwel wil nie hê mense moet Jesus aanneem nie, want as hulle Jesus aanneem, verloor hy 'n kragbron, want die duiwel steel jou krag. Hy maak jou kwaad. En sê, ja, ou Satan, ek is nou so kwaad vir my, gee hom sommer 'n klap, ek skiet hom sommer dood. Dis wat hy doen. Hy wek goed op in jou, wat jy laat sondig. Want as jy aan hom gehoorsaam is, aanbid jy hom. Die woord sê, die een aan wie jy gehoorsaam is van hom, het jy 'n diensknegt geword. So as jy gehoorsaam is aan die duiwel, as hy jou kan wegtrek van God se plan af, dan aanbid jy eintlik die Satan. Sê, pastoor, dis 'n kwaaistelling wat jy nou maak. Die woord sê, jy kan nie twee here dien nie. Jy moet of die een aanbid en die ander aflê. Jy kan nie twee here dien nie. Maar dit is die probleem in die kerkewêreld vandag. Dis hoekom die krag van God nie meer in die kerkewêreld werk nie. O, pastoor, die moderator van daai kerk gaan jou doodskiet. Hy weet mamma skiet, ek gaan huis toe prys die Here. Hy moet sommer gou kom, ek is nou al moeg by die aarde. Mens sommer vandag kom. Maar mense, dis die rede waarom dat die krag van God nie meer in die kerk werk nie, want die mense aanbid twee gode. Hulle aanbid die Satan deur die dinge wat hulle doen, in gehoorsaamheid aan die insprake van die duiwel en ongehoorsaam aan die woord van God. Mense, God soek mense wat ongehoorsaam wil wees. Mense wat Jesus kan aanneem en sê, dit is my verlosser. Sy bloed het my verlos van die mag van die Satan. Dis hy wat vir my gesterf het. Ek het vir die geskiedenis 'n klein bietjie probeer skilder. Nie in volheid nie, want dit gaan 3 ure vat as ek die volheid moet oopmaak in die woord. Hoe die volk moes deurgaan om my te kon kry om gered te word. Van baie lank vat. Maar dit is vanmôre die boodskap kan kry. Dis hoekom Jesus moes kom. Dis die rede. En as jy hom nie wil aanneem as die saligmaker nie, dan is jy 'n kind van die duiwel, want die een aan wie jy gehoorsaam is, dis die een wie jy aanbid. En God is 'n jaloerse God, ek het weer gelees in Deuteronomium, waar die woord van die Here sê, God is 'n jaloerse God, hy wil nie hê ons moet ander gode aanbid nie, ons moet hom aanbid, hy het ons gemaak, hy verwag ons moet hom aanbid. Die duiwel kom steel van ons, hy verwag ons moet terugkeer na hom toe. Hy stuur sy seun om ons vry te maak van die laste van die duiwel, ons vry te maak van die insette van die Satan. Dat ons hom kan aanbid in gees en in waarheid. Dan sê hy nog, ek sal eers dink. Suster speel hy koek, net 'n bietjie stadiger of hulle nou 'n aanbidding sing. Wat 'n twak. Wat 'n klomp twak. Aanbidding van God is gehoorsaam aan God. Luister mooi, ek kan nou 'n paar goed sê wat jy dalk gaan kwaad maak. As dit sal help. Ons het baie mense in die kerk wat verslaaf is aan geld. Hulle hele lewe gaan oor geld maak. Sal alles los terwille van geld. Ek ken 'n paar ryk manne, jy sal dit nie sê nie, ek ken 'n paar wat sterkerige miljonêers is. Jy kry daai ouens nie maklik by die Here nie. Want hy weet, as ek dit wil doen, moet ek my geldjies aflê. My hebsug, my begeerte na geld, moet dit aflê. Ek het baie ander verslawings aan die noem vanmôre, maar ek sal so moeg om dit te noem, ek wil dit nie eens noem nie. Jy weet al klaar van waarvan ek praat. Kan ons nie vanmôre in die plekke besluit neem nie. En iemand dalk na my kyk op die Facebook of op die YouTube, daar waar u is, sit en kyk, wil jy nie besluit neem nie. Ek wil die Here dien. Ek wil Jesus aanneem. Hy het iemand my verlos van die mag en die heerskappy van die duiwel. Hy is die enigste manier vir my om uit te kom uit die slawerny van sonde. Hy is die enigste iemand my kan reinig van my ongeregtigheid. Daar is nie 'n ander pad nie. Is net Jesus die seun van God. Hoor wat ek nou vanmôre vir u sê. Daar's duisende mense wat gesê het, ja pastoor, ek neem die Here Jesus as saligmaker, dan doop jy hom in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dan sê daar is 'n doopsertifikaatjie, daar sê hang teen die muur. Ek is gered pastoor, daar's my sertifikaat, ek is gedoop. Dan kom daai skrif weer wat Matteus 7 sê.
En die dag sal hulle vir my sê, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ons siekes gesond gemaak. En die Here gaan ons sê, ek ken jou nie. Hoekom kan die Here jou nie ken nie? Want jy het hom nie aanbid nie. Jy het die vyand aanbid. Dis 'n slaaf van die sonde, slaaf van ongeregtigheid, slaaf van die duiwel. En ek wil vanmôre, dis 'n baie ernstige woord om te gee. Nie elkeen wat sê, Here, Here sal ingaan nie. Maar hy wat die wil van die Vader doen. In ander woorde, hy wat gehoorsaam is aan God. Hy sal ingaan. Ek weet, ek het nog nie naby al die goed gekom daar nie, dat ek probeer my bes, maar ek kan dit nie reg kry nie. Ek kan nie van 'n papier afbreek nie, dit is my bitter moeilik. Maar ek glo u die boodskap gehoor vanmôre. Miskien dat ek dalk nie vir een van u die boodskap nie. Dalk vir 'n paar duisend ander mense wat op die media kanale gaan kyk, vertrou so. Ek gee nie om of mense tot bekering kom en in 'n ander kerk gaan, dit is regtig nie my probleem nie. Ek werk nie vir 'n kerk nie. Ek werk nie vir mense, ek werk vir God. Ek is 'n diensknegt van die Here. Dit is my werk om hierdie goed te verkondig. Dit is my werk om dit te vertel. Dit is my verantwoordelikheid. Ek moet gehoorsaam word aan die Here. Ek kan nie gehoorsaam word aan 'n ou met 'n doktersertifikaat en sê, pastoor, ek is 'n dokter in teologie. Daai wat jy nou sê, nog nooit gehoor nie. Jammer vir jou. Hang jou sertifikaat op eendag as jy by die Here kom en sê, Here, ek is 'n dokter, hier sê. Ek moet ingaan, die Here sê, ek ken jou nie waar jy vandaan is nie. Ek sê nie dit almal nie hoor, maar my nie verkeerd verstaan nie. Ek veroordeel nie elke ou wat 'n dokter is in die teologie nie, maar my nie verkeerd verstaan nie. Laat ek dit net eers regstel. Maar dis nie die sertifikaat wat jou gaan red nie. Dis jou gehoorsaamheid aan God. Deur Jesus aan te neem as die saligmaker, as die redder, om jou te red uit die heerskappy van die Satan uit. Om jou uit te haal uit die weg van die Satan. Ek het probeer vir u skilder die pad wat God moes loop om tot by Jesus te kom. As jy dink al dit wat God moes doen, daar het duisende miljoene mense wat in die woestyn gesterwe het, wat ongehoorsaam aan God was, gesterwe in die woestyn. Al hy pad geloop het, sodat Jesus gebore kan word, om jou te red, en jy sê, nee, dankie nie vir my nie. Dink jy gaan by die Here verbykom? Hoe sal ons verbykom? Kan ek maar bid? Hemelse Vader, baie dankie dat ek vanmôre hierdie woord kan oordra. Nie dat die mense wat my sien hier in die gebou nie, maar ook hulle wat my oor die media kanale gaan sien in die toekoms vorentoe. En ek bid u, Vader, dat u deur u Gees hierdie woord sal bekragtig, hulle wat daarna kyk en daarna sal luister, tot 'n besef kan kom, ek het Jesus Christus nodig om my te verlos uit die mag van die duiwel, uit die slawerny van sonde, dat ek gehoorsaam kan word aan God die Vader, gehoorsaam kan word aan die woord van die Here, gehoorsaam kan word aan die leiding van die Heilige Gees, sodat ek God kan behaag, dat ek 'n ware aanbidder van die lewende God kan wees, 'n ware aanbidder van die Heilige God kan wees, sodat u, Vader, daar vereer kan word. Vra dit, Vader, deur Jesus u seun, en ek sê vir u dankie daarvoor, Here. Amen. Amen.